In die nuus vanaand. President Cyril Ramaphosa vergader met sy Namibiese amptsgenoot tydens die 4de Twee-Nasie-kommissie in Pretoria. 'n Hoë vlak parlementêre vergadering bespreek die tydelike opskorting van toekennings aan 69 munisipaliteite. En Banyana afrigter Desiree Ellis kies jong en ervare spelers vir Afrika Vroue Nasiesbeker toernooi. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. President Cyril Ramaphosa sê migrasie bly 'n uitdaging vir talle lande. Die president het die opmerking gemaak by die 4de Twee-Nasie-kommissie tussen Suid-Afrika en Namibië in Pretoria. Namibië se president, Netumbo Nandi-Ndaitwah, sê as Namibië en Suid-Afrika saamwerk, sal die twee lande ekonomiese uitdagings kan oorwin. Twee nasies wat hand aan hand geloop het in moeilike tye van apartheid. Your presence, President, has reaffirmed the exceptional friendship between our two countries and our shared commitment to building a more prosperous Southern Africa. The fourth session of the Binational Commission reaffirmed our commitment to further strengthen our bilateral relations and cooperation across the broad range of sectors. Die presidente sê dit is tyd vir Afrika-lande om te verseker dat die minerale wat op die vasteland gevind word tot die voordeel van die lande aangewend word. The world increasingly looks to Africa for the critical minerals, energy resources, agricultural potential, and strategic partnership that will shape the industries of the world into the future. The question before us is therefore not whether Africa possesses these resources. The question is whether Africans will be prepared to capture the value that they create. Ramaphosa het ook benadruk dat migrasiekwessies na behore beheer moet word. Your Excellency, migration remains a shared continental challenge requiring shared continental solutions. South Africa remains committed to ensuring and enforcing its immigration laws fairly, firmly, and consistently, while upholding the constitutional values and human dignity that define our democracy. Albei leiers het ook hulle verbintenis tot volgehoue vrede herbevestig om volhoubare ontwikkeling te bereik. Idees oor hoe handelsgeleenthede tussen Suid-Afrika en Namibië verbeter kan word is druk bespreek by die Suid-Afrika-Namibië Sakeforum in Midrand. Sakelui sê dit is belangrik dat hulle betrokke is om te verseker dat 'n samewerkingsooreenkoms wat op regeringsvlak aangegaan word, op grondvlak geïmplementeer word. Sakelui van die twee lande was in groot getalle by die forum verteenwoordig om sakegeleenthede te bespreek. Die twee lande het 'n lang politieke en ekonomiese geskiedenis en het 'n noue verbintenis deur hulle lidmaatskap van die Suider-Afrikaanse Douane-Unie. We have an opportunity to combine our strengths as these two countries and perhaps others on the sort of SADC region to manufacture, to process our minerals here so that we can send them as high-valued products. Namibië se ekonomiese vooruitsigte lyk goed, veral na die onlangse ontdekking van olie en gas. Die land het dit duidelik gestel dat hy sy ekonomie wil diversifiseer en 'n nywerheidsbasis wil word. We are actually looking at diversifying our economy in terms of manufacturing, in terms of energy, also in terms of tourism and creative industry, logistics and transport. And so the economic diversification should lead to at least increasing our industrial base, decent employment, and then also increasing innovation. Brand SA het opgemerk dat die handelsvoordeel steeds in Suid-Afrika se guns is, maar dat besprekings aan die gang is om dit te verander.
Namibians are looking for more investments to get into Namibia. So an area related to investment will also be addressed. And then finally, they'll be looking at how those projects are going to be funded. Die lande wil ook hindernisse by grense wat nie verband hou met tariewe nie uit die weg ruim om kostes te verlaag en produkte makliker tussen die twee lande te vervoer. Suleiman Karim se aansoek om uitstel om voor die Madlange Kommissie te verskyn sal volgende Vrydag aangehoor word. Die sakeman van Noordwes se regspan het ook aansoek gedoen dat die verhoor in kamera moet geskied. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, is ook weer gedagvaar om voor die kommissie te verskyn nadat dit aan die lig gekom het dat sy uit die hospitaal ontslaan is. Karim is glo op kringtelevisie beeldmateriaal in 'n winkelsentrum in die Wes-Kaap vasgevang, hoewel hy aangedui het dat hy weens gesondheidsredes nie voor die kommissie kan verskyn nie. Hy wil ook hê sy uitstel aansoek van Vrydag moet agter geslote deure aangehoor word. Mr. Karim seeks in-camera protection because he alleges that it is not possible for the postponement application sensibly to be heard in a manner that would separate information, the disclosure of which would implicate Mr. Karim's fundamental rights to privacy and dignity, from any other information to be canvassed in the application. Advokaat Johnson is intussen weer gedagvaar om voor die kommissie te getuig. As far as we are aware, she is no longer ill. There's no indication of that, and so I think you can expect that, and certainly, of course, the Commission needs to and wants to hear from her as soon as possible, hear her testimony and her responses to a whole range of serious issues. Verder het die kommissie getuienis aangehoor van een van die polisiebeamptes wat eerste op die toneel van die dwelmklopjag in Port Shepstone was. Die kommissie wil weet waarom hy op die toneel was. Would I be unfair to ask if he did not choose you because he thought you might be pliable to do whatever it was you wanted to do? Pliable or malleable or compliant? I would not know. Die kommissie sit sy verrigtinge Maandag voort. Bly by ons ingeskakel, ons is net na die reklamebreek terug. Welkom terug. Van dese maand se omstrede tydelike opskorting van gelyke beregtingstoekennings aan 69 munisipaliteite is vandag tydens 'n hoë-vlak parlementêre vergadering bespreek. Dit is baie gewoon deur die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sy amptsgenoot in die departement van samewerkende regering, Welenkosini Slabisa, en 3 parlementêre staande komitees. Die Finansiële en Fiskale Kommissie en die Suid-Afrikaanse Plaaslike Regeringsorganisasie, SALGA, het ook bydraes gelewer. Die betalings is tydelik weerhou. Verskoning. Die betalings is tydelik weerhou weens finansiële wanbestuur in die betrokke munisipaliteite. Ons gaan voort met die nuus. Ons gaan voort met die nuus met die storie wat ek sopas gelees het en sluit dit af met die betalings is tydelik weerhou weens finansiële wanbestuur in die betrokke munisipaliteite. Die nasionale tesourie sê daar was 'n fundamentele verskywing in sy benadering tot plaaslike en provinsiale regering. Hy sê dit het verander van 'n oorsigrol tot aktiewe strukturele ingryping, omdat daar te lank hoë vlakke van onreëlmatige, ongemagtige en vermorste uitgawes was en stygende skuld aan derde partye soos waterrade, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en Eskom. Coordination exists not only between us and COGTA, but also with the affected departments. The Department of Water Affairs, whose water boards are likely to collapse if no action is taken. And secondly, the Department of Electricity, where we've done
a couple of things. A debt relief program, they're also intervening in terms of the distribution agency agreement. We're working together in order to assist these municipalities. Die Tesourie se direkteur-generaal, Dr. Duncan Pieterse, sê munisipaliteite is gewaarsku. This is not something that started in May or June or even July this year. We started in December 2025, where we issued letters to those 99 municipalities requiring certain action in relation to the reduction of unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure, as well as the implementation of consequence management. Die Tesourie stem saam dat die weerhouding van fondse die laaste uitweg is, aangesien inwoners die meeste geraak word. Sedert die stap geneem is, het 42 van die 69 munisipaliteite egter reeds die vereistes nagekom wat gestel is vir die betaling van hulle fondse. Die Finansiële en Fiskale Kommissie sê daar is geen statutêre grondslag vir die tydelike weerhouding van fondse nie en dat inwoners die meeste geraak word. Die kommissie sê die kwessies van munisipale skuld en finansiële wanbestuur word al meer as 'n dekade indringend bespreek. Volgens hom kan die impak van die gebrek aan gevolge bestuur nie onderskat word nie. That the officials who are responsible for non-compliance and financial mismanagement, that these officials must be held accountable, and that there must be consequence management as provided for in the MFMA, that there must be investigations, recovery of losses, and public reporting must actually follow. The public must know that these officials are being held accountable. Selge het die politici van die stand van sake geblameer en gewaarsku dat verdere betogings deur gemeenskappe verwag kan word. And that's what is going to happen. We are going to see another march on March and in communities and spend money in trying to protect the service centers that we are operating in our communities. And this, to us, it's a matter that it's so painful, and of course, we must try to find a solution. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor samewerkende regering, Dr. Zweli Mkhize, sê die vergadering is 'n bewys van hoe belangrik die kwessie vir die parlement is. Hy het die vergadering afgesluit deur vir beter samewerking tussen rolspelers te vra. Eibre Babie, SAIK nuus parlement. Die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneille Mulder, sê die party is vol vertroue dat hy sy verteenwoordiging in die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap kan vergroot van 1 tot minstens 4 raadsetels tydens die komende plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die geleentheid maak deel uit van 'n landwyse toer van 3 maande na 40 dorpe en stede voordat die party sy manifest in September bekendstel. Dit was die tweede stop van Dr. Mulder se toer op besoek aan die Kouga munisipaliteit. Die Vryheidsfront Plus bekleed tans 1 setel in die munisipaliteit se raad. Die party sê hy het sy ondersteuningbasis uitgebrei en nou kandidate geïdentifiseer om in al 15 wyke van die munisipaliteit mee te ding. Ek dink mens moet realisties wees in Kouga spesifiek. Die DA is baie trots op hulle regering hier en ek erken dit. Ek probeer nie hulle afmaak en sleg maak nie, maar wat ek baie duidelik sê is, ek dink dit kan nog beter wees. En dit beteken doodeenvoudig dat as jy na die uitslae kyk in die vorige verkiesing, die DA het hier 'n meerderheid van 1. Wil ek sê, daar gaan beslis 'n koalisie tot stand kom in Kouga en die Vryheidsfront Plus sal deel wees van daai koalisieregering om juis die regering nog beter te maak in Kouga. Mulder sê die party se fokus op tradisionele Christelike gesinswaardes vind weerklank by kiesers uit verskillende gemeenskappe. Die party wil verwoord wat ek glo brand in die harte en die siele van die meerderheid van ons mense daar buitekant. En op die politieke spektrum wat ons onsself gaan posisioneer as 'n sentrumregse party wat staan vir tradisionele waardes, familiewaardes. Ons is 'n party wat daardie dinge omarm. En ek dink ons vind baie goeie aanklank by die kiesers daaroor. Dit is ook wat vir hulle belangrik is en die ondersteuning wys dit. Mulder sê die party wag steeds op 'n antwoord van die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, op sy beswaar teen die herbenaming van Graafrenet na Robert Sobukwe dorp. Na verwagting sal die Vryheidsfront Plus sy verkiesingsmanifest op 5 September bekendstel. Kim Daniels, SAIK nuus, Jeffreys Bay. Kom ons kyk nou na die markaanwysers soos om 5 uur vanmiddag met die sluiting van die JSE.
Organiseerders van Projek Flamingo sê hulle hoop om vroue met borskanker 'n waardige kans op oorlewing te gee. Die organisasie sonder winsbejag, wat dokters en verpleegsters uit die openbare sektor insluit, voer die naweek byna 60 operasies op borskankerpasiënte landwyd uit as deel van Nelson Mandela Dag. Dit is om die agterstand in operasies te verminder in 'n siekte waar vroeë opsporing en spoedige behandeling uiters belangrik is. Duisende vroue word jaarliks met borskanker gediagnoseer. Die afgelope dekade het die koers byna verdubbel. En chirurgie agterstande het meer akiet begin word. Projek Flamingo wil dit verander. Kanker is 'n tydsensitiewe siekte, jy weet. En mense het nie gewoonlik die tyd nie. En ek dink dit is ook waar ons begin het. Ons het gesien, daar's 'n tydperk tussen wanneer iemand gediagnoseer word. Ek praat van 15 jaar terug nou. Iemand gediagnoseer word tot wanneer hulle op die operasietafel, daai tyd het nie sin gemaak nie. Nie vir die Dr. Liana Rood wat hierdie projek begin het nie. En sy het begin deur te sê, maar kom ons opereer op Saterdag en kom ons kry mense deur die stelsel. Operasies sal by 8 hospitale in 4 provinsies uitgevoer word. Projek Flamingo sê die lumpektomie en masektomie wat uitgevoer word, gaan oor meer as net die verwydering van kankeragtige groeisels. 15 jaar gelede toe ons eerste Mandela Dag gedoen het, het ons 5 pasiënte gehad. Ons is baie trots om te sê 15 jaar later kan ons tot en met 60 pasiënte help met hulle borskankeroperasies by 8 hospitale in 4 provinsies en ons het een visie, jy weet, om vroue tydige sorg te kry wanneer hulle gediagnoseer word met borskanker in die publieke gesondheidssisteem. Waardigheid is baie 'n groot deel hiervan. Mense wil 'n vrou wat gediagnoseer word, wil jy so sag as moontlik hanteer, jy wil vir haar die nodige ondersteuning gee en ek dink 'n groot deel van ons werk is om daai tuis te bring by iemand. Die organisasie voer jaarliks ongeveer 330 operasies uit. Hulle ondersteun vroue deur die hele kankerreis met bystand wat nie begin en eindig met die operasies nie. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Die dag se sportnuus en die weer vir môre volg net hierna. Bly by ons. Daar was geen verrassings toe afrigter Desiree Ellis haar groep van 26 spelers vir die 2026 Vroue Afrika beker in Marokko aangekondig het nie. Die stryd om nog 'n kontinentale titel vir Banyana Banyana begin op 27 Julie wanneer hulle in groep B teen Tanzanië te staan kom. Banyana Banyana het die WAFCON-titel 4 jaar gelede in Marokko gewen deur die gasheerland met 2-1 te klop. Hulle is gretig om vanjaar nog 'n titel by te voeg. Je weet, ons het gekyk na 2022. Jy was 'n baie experienced span gehad. Ons het spelers soos Amu gehad, Nomvula, Bongeka wat nie gereeld gespeel het nie. En baie van hulle is nou, jy weet, in die line-up. En ons kon op, jy weet, baie rotations het in die span om seker te maak dat die players ook by die knockout stages baie vars is en jy weet, verlede jaar het ons dieselfde ding probeer, maar ons het tydperk om te voor te berei was baie kort geweest en toe het ons nou weer gekyk na hierdie span. Net soos in 2022 is die groep van 26 'n mengsel van jong en ervare spelers. Ons het gekyk ook dat die experience wat ons het, maar ook die nuwelinge wat in die span is, het al klaar 'n paar wedstryde vir Banyana gespeel. Soos nie, is miskien hulle eerste toernooi as 'n WAFCON. Maar hulle het wedstryde gespeel, so hulle is nie baie inexperienced in daai nie. En Banyana Banyana vertrek môre na Marokko. Die toernooi skop op die 26ste van die maand af. En dit bring ons aan die einde van vanaand se bulletin. Ons speel uit met 'n wêreldbeker hommeltuig vertoning wat by Liberty State Park in New Jersey, in Jersey City, verskoning in New Jersey aangebied is. Met Manhattan as agtergrond is die vlae en embleme van die 2 wêreldbeker finaliste, Argentinië en Spanje, sowel as die logos vir die 2026 wêreldbeker eindstryd uitgebeeld. Ons wens jou 'n heerlike naweek toe, propvol sport, geniet dit.